Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Toe Jona aan boord van 'n skip gegaan het, wat in die teenoorgestelde rigting as God se wil vaar, het die bemanning vinnig ontdek dat daar 'n hoë prys is om te betaal as jy die verkeerde persoon in jou lewe toelaat. Dit is 'n groot fout om aan iemand te bly vasklou wanneer God vir jou gesê het om hulle te laat gaan. En totdat jy God gehoorsaam, word die storm waarin jy is dikwels al hoe erger. Net soos in die geval van Jona. Die Bybel sê in Jona 1 vers 12 en 15, en hy antwoord hulle, neem my en gooi my in die see, dan sal die see om julle heen bedaar. Want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het. En hulle het Jona geneem en hom in die see gegooi, en die see het stil geword van sy onstuimigheid. God het 'n plan vir die Jonas met wie jy te doen het in jou lewe. En dit mag vereis dat hulle eers die bodem moet tref, voordat hulle weer opstaan en God begin gehoorsaam. En solank as wat jy hulle aanhou probeer red, word God se plan met hulle vertraag. Jonas se probleem was nie dat hy nie God liefgehad het nie, maar dat hy nie God se wil wou doen nie. Daarom het God tot uiterste maatreëls oorgegaan om sy aandag te kry, om hom na sy bestemming toe te stuur, sodat die stad Ninive gered kan word. Jy het geen idee wat God in gedagte het vir die persoon wat hy jou vra om te laat gaan nie. Dis trots wat ons laat dink, ons kan doen wat net God kan doen. Kyk na Jona. Terwyl die bemanning desperaat goed oorboord gegooi het, het hy gelê en slaap. Hy wou nie reggehelp word nie. Hy wou gemaklik wees. Ken jy so iemand? Die rede waarom hulle nie verander het nie, is omdat hulle nie gereed is om dit te doen nie. Jona was so hardkoppig, dat hy 3 dae in die maag van die groot vis was, voordat hy gebid het. Dit mag dalk moeilik wees om te hoor, maar soms is die beste ding wat jy vir jou Jona en jouself kan doen, om hulle te laat gaan en God toe te laat om hulle te red. Here, help my dat ek nie uit my eie krag uit mense sal wil probeer red nie, maar hulle sal laat gaan, sodat U plan vir hulle lewens kan bewerkstellig. In Jesus naam bid ek dit. Amen.